Auntie Somers. Andrie Somers was 'n geslepe dief. Hy was buitensyd bekend aan die Kaap van die ou dae. Geen tronkmuur kon hom vashou nie. Keer op keer het hy die tronk beland, en keer op keer het hy gou weer ontsnap. Hoewel hy geen wreedaard of moordenaar was nie, het hy op 'n dag 'n tronkbewaarder platgeslaan om te ontsnap. En toe hy 'n paar dae later hoor dat die bewaarder gesterf het Andrie Somers geweet sy Kaapse dae is getel. 'n Dief word tronk toe gestuur en kan altyd weer ontsnap, mits hy so slim soos Andrie Somers is, besluit hy. Maar 'n moordenaar se paadjie lei reguit galg toe. En omdat Andries nie vir die galg kan sien nie, vlug hy uit die Kaap, oor die berge die binneland in. Om seker te maak dat niemand hom herken nie, trek hy 'n lang rok en 'n groot kappie van sy suster aan. Hy noem homself nou Auntie en kry vir hom werk op een van die plase. Maar die vroue saam met wie hy op die landerye werk, vermoed onraad en hou hom fyn dop. Die Auntie se hande is 'n bietjie te groot, sê die een. En haar stem is 'n bietjie te grof, voeg 'n ander een by. En kyk net daai manskoene wat onder die rok uitsteek. Die Auntie is geen vroumens nie. Auntie, is jou naam nie dalkies Annegies nie, begin al tart. En toe Andries dit hoor, weet hy moet voort, om op 'n ander plaas te gaan werk. Maar ook op die volgende plaas begin die werkers om kort voor langs spot. Auntie, ou Andries wil hom Auntie hou. En so hou dit aan, van plaas tot plaas, totdat Andrie Somers op laas besef dat hy nêrens meer tussen mense kan woon nie. Daarom vlug hy die berge in, waar hy soos 'n wilde dier begin lewe. Maar hy hou nie rekening met die nuuskierigheid van die kinders wat gereeld in die berge kom speel nie. Sommer gou doen allerhande bangmaakstories die ronde van die eienaardige mens wat in die berge lewe. Hy dra die klere van 'n vrou, maar hy kloter die kraanse uit soos 'n man, vertel die kinders mekaar groot oog. En hy maak klein velddiertjies met klippe dood en prop hulle in 'n groot sak wat hy altyd oor sy skouer dra. Elkeen las maar altyd graag 'n paar woorde by 'n skrikstorie. En weldra word vertel dat die vreemde vent van die berge nie net diere in sy sak prop nie, maar ook kinders, as hy hulle kan vang. Die groot mense hoor die kinderstories en begin wonder. Toe hulle mettertyd uit die Kaap verneem dat 'n geslepe moordenaar, Andrie Somers, binneland toe gevlug het, wonder hulle nie meer nie. Toe weet hulle, dis die einste Andrie Somers wat hier in die berge woon. Hy kan geen Andries wees nie. Hy het gaan dan vroueklere, stry die kinders. Hy wil seker Auntie wees. En om vir mekaar te wys hoe danig dapper hulle is, kies hulle toe juist die Koersberge toe om daar te loop en koggel. Auntie Somers, ou Auntie Somers. Andries hoor die gekoggel, vervlies hom gruwelik en storm met sy groot sak op die kinders af om hulle te verdryf. Toe hardloop die kinders daarom. Uit asem en skoon en trane kom hy by hulle ouers aan. Auntie Somers wil ons vang en in sy groot sak prop. Julle wil mos, waarsku die groot mense. Bly weg van Auntie Somers, hy vang stout kinders. Die kinders het nie dadelik geluister nie. Maar elke keer as Auntie Somers 'n paar van ons skrik gemaak het, was hulle minder lus om hom weer te gaan tart. Na 'n ruk het nog net 1 of 2 dapperes, net nou en dan, dit nog in die berge gewaag. En dan het hulle ook nie vir Auntie Somers gekoggel nie, en gesorg dat hulle so ver moontlik uit sy pad bly. En elke keer as 'n kind stout of ongehoorsaam was, het sy ma of pa gedreig. Pas op vir Auntie Somers, hy vang stout kinders. En toe die kinders groot mense word, het hulle weer hulle eie kinders met ou Auntie Somers gedreig. En so is die bangmaakstorie van geslag tot geslag oorgedra
tot vandag toe.